Kom ons gaan na die volgende skrif toe. Is jy reg? Efesiërs 4. Efesiërs 4, vers 11. Ek wil vir jou vers 13 prominent gee, dis die skrifgie wat ek vir jou wil gee, maar ek gaan net 2 versies terug om vir jou te lees. Hy sê vers 11. En hy het gegee sommige as apostels, sommige as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars. Wat moet hierdie vyfvoud bediening doen? Hulle moet die heiliges toerus, met ander woorde, hulle moet hulle leer. Hulle moet hulle toerus vir wat? Vir hulle dienswerk. Met ander woorde, gaan die hele wêreld in, gaan na alle nasies toe. Jy het werk om te doen. Jou werk is nie om kerkbanke vol te sit nie, en warm te sit nie, en hierdeur sê ek nie, jy moet nie kerk toe gaan nie. Jy moet kerk toe gaan, sodat jy geleer kan word, die koninkryk evangelie. Nou ek wil jou vandag, wil ek jou iets baie prominents vra. Vra jou predikant, hoekom preek hy nie die koninkryk evangelie nie? Vra hom, wat is die koninkryk evangelie? Weet jy hoe min van hulle word hierdie, of niemand van hulle word hierdie goed in kweekskole en bybelskole geleer? Ek weet, ek is daar. Die boodskap, die vak van koninkryk word nie geleer nie. Dit word aan dispensasies gekoppel, eindtyd gebeure. Want die koninkryk kan nie nou hier wees nie, die koninkryk gaan eendag kom. Eendag as Jesus terugkom. Dis wat hulle jou leer. Maar as die koninkryk van God heerskappy, autoriteit en regeringskap is, wat gebeur as jy vir 'n siek persoon bid, hande oplê en hy word gesond? Wat gebeur? Het jy nie autoriteit en regeringskap oor die siekte gevat nie? Wat gebeur wanneer jy vir iemand profeteer en die profesie kom tot vervulling? Het jy nie die autoriteit en die regeringskap van die Heilige Gees binne in jou ingetap en gesien en gehoor en dit uitgespreek nie en verandering het gekom nie? Dis nie iets wat eendag moet kom nie. Hulle noem my 'n kingdom now. Nou wanneer is die koninkryk? Ek gaan nou vir jou skrif gee. Ons gaan skrifte oorweeg die moontlikheid. Jy sien, wanneer God se heerskappy in my en deur my heers, en ek begin in die hospitale ingaan, en ek voed die armsaliges, en ons gee vir die mense komberse, dit wat ons bikers doen. Wat is jy besig om te doen? Jy is besig om die koninkryk van God te vergroot. Jy is besig om die heerskappy en autoriteit, die liefde van Christus aan 'n verlore wêreld uit te dra daar buite. Kyk wat sê, en hy het gegee sommige apostels, profete, evangeliste, herders, leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot die opbouing van die liggaam van Christus. Kyk wat sê vers 13, hier sit ons weer by daai woordjie, totdat, kyk wat sê hy, totdat ons almal kom tot die eenheid van geloof. Daar's die hele storie in sketters. Want ons het nog nooit almal tot die eenheid van geloof gekom nie. Die kerke stry met mekaar. Kindertjies van liewe Jesus stry met mekaar. Die een sê hy is reg en daai een sê ek is reg. Sorry, ek wil net 'n draad optel nie. En so, vat net die doop man, vat net die doop. Hoe beklei kerke oor die doop? Wie's reg? Moet dit groot doop wees, moet dit klein doop wees? Wie's nou eintlik reg? Daar's nog nie eens eenheid nie.